Amen. Mag elkeen van julle wat die woord nodig het, dit vat vanaand. Mag jy dit huis toe vat en weet dat Jesus Christus het vir elkeen van ons gesterf. En ons geen een op hierdie aarde wat vir jou dit kan gee behalwe hy nie. Ons geen een wat jou kan vrymaak soos Jesus nie. Amen. Dankie Louise. Ek dink, ja, pastor, ek kan nog net iets, dankie. Ek dink as ek enigstens harder saam gesing het vanaand, dan het ek nie nou die vermoë gehad om saam te kan gesels met julle nie. Maar ek dink ons gee die worship span 'n absolute lekker hande klap. Amen. They did good. They did good. En dan saam met dit is daar een groter as enige een van ons hierso. Sy naam is Jesus Christus. Kom ons gee vir hom alle eer en lof. Amen. Het is my voorreg om vanaand saam met julle hier te wees en die woord te kan deel. Ek glo ook dat dit wat ons deel iets is wat elkeen van julle kan huis toe vat. Iets wat in jou lewe kan inspraak gee, wat jy dalk nie geweet het nie, wat jy dalk geweet het, maar ons weet dat die woord verander. En so vertrou ons dat die Here hierdie sal vat en vir julle 'n verskil sal maak. So ons sit vandag en ons is by Stille Saterdag. 'n dag van herdenking van Jesus se kruisdood, dan 'n dag van opgewondenheid vir die dag wanneer hy opstaan. In herdenking is ons opgewonde en in afwagting, maar ek is nie altyd seker of ons 100% seker is waarvoor hierdie dag staan nie. Wat het op hierdie dag gebeur nie? Wat ek wel van oortuig is dat vir hierdie dag die disippels dit baie swaar moes wees. Hierdie dag moes vir elke disipel 'n bitter, moeilike dag gewees het, en ek is seker, die oomblik toe hulle opgestaan het daai oggend, het daar 'n paar goed gebeur. Ek is seker 'n paar vrae het deur hulle harte gegaan, deur hulle gedagtes gegaan. Ek kan net dink, twyfel wat intree. Ons weet dat hulle is op 'n plek waar hulle baie benoud is. Ons weet hulle is op 'n plek waar hulle voel dat selfs die Here het hulle verlaat. Vra waar hulle vra, Here, maar U het my verlaat. Here, U het my alleen gelos. Selfs dalk 'n oomblik waar hulle wonder, maar ek het alles opgegee. Ek het my lewe agtergelaat en ek het besluit om U na te gaan. En nou is U dood. Wat maak ek nou? Wat ek wel van seker is dat Jesus het 'n plan gehad in hierdie dag. Daar's iets op Stille Saterdag wat vir my uitstaan, en is asof die disippels nie op daai oomblik besef het wat dit is nie. En is nie asof Jesus nie probeer het om vir hulle te verduidelik nie. Is nie asof hy vir hulle gesê het dat hy gaan opstaan na 3 dae nie, maar hulle het net nie die vermoë gehad op daai stadium om dit te kan verstaan nie. En ek is ook oortuig dat Jesus was okay met dit gewees. Hy het geduld gehad met hulle. Jy sien, ek dink ek en jy is vinnig om die disippels te oordeel vir dit wat hulle gedink het op daai oomblik. Wat hulle moes ervaar het. Hulle het hierdie pad saam Jesus dan gestap. Hulle het die wonderwerke gesien wat hy gedoen het. Hulle was reg langs hom gewees, dag na dag. Hulle het sy lering ontvang. So hoe is dit moontlik dat hierdie mense dit so kon mis? Maar geliefde, ek wonder baie keer of ek en jy veel anders is as een van hierdie manne. Hoeveel vir ons sit hier waar jy dalk 'n Stille Saterdag ervaar in jou lewe? Waar jy voel die Here is so ver, jy is nie seker of hy bestaan nie. Jy voel dalk dat hy dood is vir jou. Geliefde, ek weet nie wat se dag, ek is nie seker wat is in jou lewe besig om te gebeur nie, maar ek is seker elkeen van ons ervaar so 'n oomblik waar ons voel dat die Here is nie meer hier nie en die Here is nie meer besig om vir my en jou te werk nie. Dan dink ek, is dit soveel anders as wat hierdie mans ervaar het in hulle lewe op daai oomblik? Maar dan kom ons op 'n punt en ons staan so 'n paar tree terug.
En die Heilige Gees praat met my in my voorbereiding oor wat die belangrikheid van die stilte beteken. Wat beteken dit vir my en jou en wat is hy besig om daarin te werk? Nou die beste vergelyking wat ek kon kry is 'n term wat jy gebruik in ontwerp met negatiewe spasie. Jy sien, die dae op pad na die kruisiging toe en die opstanding is vol van oproer en dan is daar oomblikke waar daar stil is. En ek wil vanaand by 2 van daai stil daar staan. En ek wil graag hê dat julle moet sien dat die belangrikheid daarvan is kritiek rondom die sukses van Jesus se opstanding. Dis kritiek rondom die sukses van die disippels en dan so ook vir my en jou vanaand. Die term negatiewe spasie verduidelik wanneer daar iets in 'n kunswerk is wat nie die hooffokuspunt is nie. Negatiewe spasie in 'n kunststuk bring vir jou perspektief. Negatiewe spasie bring in 'n kunststuk vir jou balans. Negatiewe spasie maak die fokuspunt in 'n skildery. Die oomblik wanneer ons in die huis is en ons is besig om skilderye op te hang, ons is baie lief daarvoor om te sê dat hulle moet elkeen presies dieselfde hoeveelheid uitmekaar uit wees. Want die oomblik waar die balans nie reg is nie, is dit wanneer mamma ongelukkig is. Jy sien, wanneer trek jy aandag af van die skildery, dan kyk jy die hele tyd vir die verkeerde spasie. Jy kyk dat die hoogte nie reg is nie. En in hierdie term kom kyk die Here en hy kom wys vir my, hoe belangrik is dit om hierdie spasies, hierdie stille oomblikke in ons lewe te ervaar. Vir my en jou, om die hoogtepunte te kan beleef, is dit nodig om stil te kan word. Dis nodig om deur die moeilike tye te kan werk. Dis nodig om te besef dat ek en jy moet reg optree in die oomblik wat dit 'n stille oomblik raak. So die vraag is dan, as die dag so belangrik is vir Jesus, wat het hy dan gedoen op daai dag? Wat het gebeur? En ek wil 'n oomblik stil staan met die werk wat Jesus gedoen het op Stille Saterdag. Julle is welkom saam met my te lees in 1 Petrus 3 vers 18 tot 19. Want Christus het ook eenmaal vir sy sonde gelei. Hy het die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewendig gemaak deur die Gees. In wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Jy sien, dis eintlik ironies dat ons noem dit Stille Saterdag, want dis die laaste ding wat Jesus besig was om te doen. Jesus was besig om onder na die doderyk toe te gaan en die begin van die evangelie te verkondig aan die siele wat daarso wag. Jy sien, die ding wat hy nie gedoen het nie, hy het nie daar gekom en enige oorlog geveg nie, want dit het hy reeds Vrydag oorwin. Jesus was reeds die heerser, hy was reeds die oorwinnaar, en hy het gevoel, dit is nodig, vir die siele wat wag in die doderyk om te hoor dat hy die oorwinning gehaal het. Jy sien, sy hart was so mooi geweest, dat hy geweet het, hulle het nog nie geweet daarvan nie, en dis nodig dat hulle weet, dat die voorhangsel het geval, daar's niks meer wat hulle terughou van die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus nie. Dis in daai oomblik wat hy afgegaan het en dit gedoen het vir elke siel wat daar is, wat dit nog nie geweet het nie. En dan vra ons die vraag, maar hoekom is dit belangrik vir die disippels? Hoekom is dit belangrik vir my en jou? Die werk wat hy gaan doen het daar, is eenvoudig. Jy sien, die oomblik wat ons die vrymoedigheid kry van die oorwinning van die kruis, die oomblik wat Jesus Christus sy oorwinning met my en jou deel, dan kom daar boldness. Daar kom iets binne in my en jou los, wat ons die vermoë gee om te kan doen wat hy in die eerste plek gedoen het. Om in daai donker plekke in te gaan, waar ons nie altyd bereid was om te doen nie. Om te verstaan wat hy bedoel het die dag toe hy gesê het, hy gaan weer opstaan op die 3de dag. Na hierdie tydperk het Jesus uitgegaan, hy het vir die disippels dit vertel, en vir die eerste keer kon hulle verstaan, wat is die werk wat hulle doen?
want hy het die oorwinning gehaal en hy het dit met hulle gedeel. Ek dink baie keer ons is bietjie hard. Jy sien ons lees hoe Thomas gaan en hy het nie die kapasiteit gehad nie en hy het nie die vermoë gehad in die begin nie om te verstaan dat Jesus het wel opgestaan nie. Selfs die oomblik toe sy boetas en sissas dit vir hom verkondig. Hy het hulle nie geglo nie. Maar julle sal saam met my stem dat elkeen van die disippels ongelooflike boldness gekry het. Ek wil sê, die woord vrymoedigheid is nie genoeg om te begryp wat dit is, die oomblik toe hulle gehoor het wat die oorwinning is nie. Dis 'n boldness, 'n courage wat geen persoon vir jou kan verduidelik wanneer jy weet wat die oorwinning is oor die dood nie. Die oomblik wat ons verstaan dat die dood geen houvas het op my en jou nie, dan maak die lydsaamheid en dit wat ek en jy nie wou gedoen het nie, glad nie meer saak nie. Dis in daai oomblik wat al die disippels uitgegaan het en gesê het, maar ons is nou op 'n plek waar ons kan sien om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig vir die mense daar buite. Waarom doen ons dit? Ons doen dit omdat dit is wat Jesus van ons verwag. Ons doen dit eenvoudig omdat ons weet dat ons nie alleen na die heerskappy eendag toe wil gaan nie. Ons wil nie alleen eendag by Jesus wees nie. Ons wil hê dat elke siel wat geskape is, moet saam met ons soontoe gaan. Daarom is dit wat Jesus gedoen het op daai Saterdag so belangrik. So belangrik vir my en jou. Nou geliefde, jy sit dalk hier vanaand en ek wil terugkom by 'n oomblik waar ek weet nie wat maak jou dag donker nie. Ek weet nie wat se situasie sit jy voor nie. Is dalk 'n diagnose waarvoor jy nie 'n antwoord het nie. Is dalk finansies wat kort kom en jy kom op 'n plek waar jy nie noodwendig weet hoe jy vanaand kos op die tafel gaan sit nie. Hoe jy vir jou familie en kinders gaan sorg nie. Is dalk op 'n plek waar jou verhoudings in mekaar val. Het sy dit familie is? Het sy jou eggenoot is? En jy wil begin opgee. Want jy kan nie verstaan waar is Jesus nie. Jy kan nie verstaan wat is besig om te gebeur nie en jy is op 'n plek dalk vanaand waar jy wil opgee en wil wegloop. Maar ek wil jou herinner dat die stilte is ook nodig. Ek wil jou herinner aan die dag toe Jesus in die doderyk ingegaan het. Toe hy bereid was om in die donker plek in te gaan, daar wil ek en jy nie kan inkom nie en oorwinning te behaal vir my en jou. So ek wil jou vanaand vra dat jy nie opgee nie. Sou dit jou gedagte wees, wil ek nou vir jou sê, dis jou teken dat jy nie dit moet doen nie. Dis jou teken wat Jesus vir jou sê, dat dit is die oomblik wat hy besig is om te werk. Hy is besig om te doen wat jy nie kan doen nie, maar jy gaan hom moed kans gee. Jy gaan moed 'n oomblik gee dat hy kan oorwinning behaal vir jou, sodat jy daaruit kan begin leef. You just need to give it a moment. Jy sien, ons kom op 'n plek soveel keer, wanneer dit by stil oomblikke kom en dan wil ons wegloop. Maar ek dink Jesus het geweet, hierdie tye gaan kom. Ek het nou genoem van die ander stil oomblik. Jy sien, ons onthou Palm Sondag. En ons onthou die nagmaal ete. En ons onthou die kruisiging. En ons onthou die opstanding. Maar onthou jy die oomblik toe Jesus in die tuin was? Onthou jy sy donker oomblik? Julle is welkom saam met my te lees, Matteus 26. Vanaf vers 36 tot 39. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Nogtans nie, soos ek wil nie,
maar soos U wil. Jy sien, baie keer sit ons en ons bid en ons vra vir die Here, vat hierdie weg. Vat die oomblik weg, vat die beker weg, vat die swaar weg, vat die tyd weg. Maar soos wat dit met Jesus is, doen hy nie dit altyd nie. Maar hy verwag van my en jou om in geloof daar te bly staan. Jy sien, Jesus kom en hy gee vir ons hierdie voorbeeld, in my opinie, van wat ons veronderstel is om te doen in stil tye. Hy gaan en hy stort sy hart uit by sy Vader. Hy is eerlik. Hy is opreg. Hy is nie bang om terug te hou nie. Ek bid vanaand en ek bly sê dat ek ervaar oorgawe. Geliefde, as daar iets is wat jy nie oor eerlik wil wees by die Here by sy voete nie, is vanaand die aand om dit te kan doen. Is vanaand jou geleentheid, want dis in hierdie waar jou oorwinning sit. Jy sien, Jesus het geweet wat om te doen en hy het dit in hierdie oomblik reg gedoen. En die volgende dag het hy oorwinning gehad. Die volgende dag was hy reeds besig om dit te verklaar vir almal wie bereid is om te hoor. Almal wie bereid is om hom te glo. En ek glo dan so, dat in ons stil tye lê die sleutel rondom ons oorwinning. Dis wat ons doen in hierdie oomblik, dis maak of breek. Want as jy hier opgee, dan kan ek jou garantie, daar's geen oorwinning wat vir jou voor lê nie. Ek het so 'n paar jaar terug die geleentheid gehad om te gaan valskerm spring. En is baie lekker gewees en ek sal dit so graag weer wil doen. En as ek daaroor dink, dan dink ek onmiddellik aan die oomblik wat ek gespring het en ek dink aan die mooi en ek dink aan hoe trots is ek op myself vir die feit dat ek uit die vliegtuig uitgespring het. Maar ek dink nie altyd aan die oomblikke voor dit nie. Aan hoe naby dit was wat ek dit nie gedoen het nie. Sien, ek was slim geweest. Dit is my baie moeilik om voor mense te erken dat ek 'n fout gemaak het of ek nie bereid is om iets te doen nie. So ek het gesorg dat my vriende saamgaan. Want ek het geweet voor hulle gaan ek nie nee sê nie en ek gaan waarskynlik nie back off nie. So 'n bietjie strategie gewees. Sien, maar ek het ook geweet dat dis in daai oomblikke wat ons onsself challenge, is in die oomblikke wat dit moeilik raak, wat ons suksesvol of nie suksesvol nie. En ek onthou dit so goed, ons het daar gesit en dit was bitter onweer gewees. En dit was kort geval van ons gaan en ons gaan nie en ons gaan en ons gaan nie. Nie van my kant af nie. Maar ek kom op 'n oomblik en hulle sê vir ons dat die weer is te onstuimig, ons gaan nie spring nie. En ek onthou vir 'n oomblik was ek bitter bly gewees. Ek sê dankie tog en ek kyk op, ek sê vir my man, dis eintlik goed. Jy sien, want dan kan ek dit 'n ander dag doen en dit gaan goed wees en dan is die lig is mooi oop en die wolke en dan gaan alles gesien kry. En dis seker nie 5 minute later nie. Toe kom vertel hulle en sê nee, is reg, ons kan vlieg. My maag maak so draai en ek besef this is happening. En ons gaan en ons klim op. En die Here seën my so daai dag met 'n geleentheid wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Ek het die voorreg gehad om bo die wolke te kon wees, om te kan sien hoe lyk dit terwyl die son skyn, terwyl dit bewolk is en dan die oomblik toe ons deur is, hoe lyk die landskap. Daar klomp blokkies, al die goedjies en ons kom nader en ek land veilig. En ek sou nie vandag hier kon staan en getuig daarvan as ek in daai oomblikke voor die tyd die fout gemaak het om nie myself te kry om te doen wat ek veronderstel is om te doen nie. En dit is 'n lekker oomblik, ek deel nou met julle, maar ek het selfs in daai oomblikke gebid. Ek het selfs in daai oomblikke gegaan en ek het seker gemaak by die Here dat hierdie is reg en in sy wil. Want dit is gevaarlik. Daar is iets wat kan verkeerd gaan, daar is risiko. Maar vandag het ek die voorreg om die oorwinning daarvan te kry en dan 'n bietjie die bragging rights om te kan sê ek het uit die vliegtuig uitgespring. Geliefde, die oorwinning van Jesus Christus is beskikbaar vir elkeen van ons. Elkeen van ons wat hierso sit. Die vraag is jy bereid om die pad saam met Jesus te stap? Is jy bereid om deur die stil oomblikke te druk, soos wat die disippels het? Is jy bereid om te wag vir jou encounter met Jesus? Ek lees saam met julle uit Efesiërs 1 vers 18. Verlig die oë van julle verstand,
sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons, wat glo, na werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het, aan sy regterhand in die hemele. Louise, ek wil net bevestig ook, eerstens, verligte oë van verstand rondom vanaand, ons het in die bidkamer daaroor gepraat, en ek ervaar dat dit absoluut is, vir elkeen wat hier aangeraak is, deur die aanbidding vanaand. My gebed is, dat julle oë en julle verstand verlig sal wees na vanaand. Vanaf die begin wat ons aanbidding gedoen het, tot en met die oomblik wat ons hier sit en die woord hoor. Want dis waarvoor ons bid, dis waarvoor ons hoop. Dis 'n verandering van elkeen van julle, sodat julle weet, dat hier is beskikbaar vir elkeen van julle hierso. Vir die van julle wat glo, die van julle wat wil. Want, soveel keer dink ons, dit is nie vir ons nie. Soveel keer dink ons, sekere mense is uitverkies, en sekere mense is special. But it's not the truth. Dis die persoon wat gesê het, ek is bereid om my hand op te steek. Ek is bereid om Jesus te volg, en ek is bereid om die moeilike tye saam met hom deur te gaan. Amen. So ek wil jou uitdaag vanaand. As dit jy is, wat op 'n plek sit, waar jy voel, jy wil opgee. Waar jy voel, jy het iets, wat jy nie ten volle by Jesus se voete gesit het nie. Of jy voel dat hy ver is, en jy wil graag hê, dat hy nader moet kom aan jou, wil ek vir jou sê, dis baie eenvoudig. Openbaring 1 vers 17 tot 18, beskryf die oorwinning van Jesus in die vorm van 'n sleutel. En hy sê, en die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. So dis eenvoudig vanaand. So verkeer sit ons, en ons staan by die deur, en ons maak ons eie planne, ons eie idees, en ons begin gryp na 'n klomp sleutels. Jy weet daai bos sleutels wat nêrens inpas in die huis nie. En jy begin oplossings soek. Jy dink dit gaan die deur oopsluit of toesluit. Ek weet nie of jou deur moet oopmaak vanaand nie, en of jou deur moet toemaak vanaand nie. Maar jy begin probeer pas. Jy begin omkoopgeld oorweeg, om jou besigheid te laat floreer. Jy begin 'n egskeiding oorweeg, want is in elk geval nie besig om te werk nie. Jy begin teruggaan na die verslawing toe, wat jy so sterk besig is om te beklei. Maar geliefde, die ding is, die sleutels werk nie. Jy gaan teruggaan na daai goed toe, jy gaan daai goed probeer, en jy gaan 'n hele 360 grade draai maak, en jy gaan opeindig presies waar jy was, en die nie slegter nie. Die enigste antwoord, die enigste een, is die een wat die sleutels het. Die een wat die sleutels ontvang het, en klaar die oorwinning het. Daai een is Jesus Christus. Daai een is die een wat jy moet kies vanaand. Dit is al wat van jou verwag word. Jy sien, die oomblik wat jy jou vertroue in Jesus Christus sit, is die oomblik wat jy die oorwinning kry vir alles waar jy nie kan raak nie. Vir die oomblik wat dit nie vir jou moontlik is om jou eie probleem op te los nie. Dis Jesus Christus. So eenvoudig soos dit, in plaas van om te gaan na verslawing toe, of na verhouding wat nie vir jou goed is nie, gaan eerder na Jesus Christus toe. Byt vas in geloof in die oomblikke wat dit stil raak, want hy is besig om te werk. Hy is besig om vir jou die oplossing te kry. Hy is besig om vir jou die oorwinning te gee. So ek wil vanaand 'n uitnodiging maak. As jy hier sit vanaand,
en jy dalk na die ander sleutels gegryp. Jy dalk begin oplossings soek uit jouself uit. Wil ek jou vra om dit by Jesus te kom sit. Ek wil jou vra om die sleutel te kom haal. Ek het nie vanaand 'n sleutel vir elkeen nie, maar ek wil hê jy moet 'n profetiese aksie doen. Ek wil hê jy moet opstaan en jy moet hier voorkom staan. Ek wil hê dat jy moet jou hart kom uitlê aan Jesus Christus en vir hom vra om vir jou die deure oop te maak. Vir hom vra om vir jou die deure toe te maak. Daar waar jy die hulp nodig het. Want geliefde, ek beloof jou, daar's geen een groter as dit nie. Daar's geen een wat meer verskil kan maak vir jou as wat hy kan nie.